Hallo julle, Hallo daar. 'n baie geseënde 2026 vir julle. Ja, ons hoop dat die ou jaar vir julle mooi geëindig het en dat die nuwe jaar mooi dinge inhou. In die lig daarvan, dis so kort op die hakke van nuwe jaar. En 'n mens het baie mooi wense ontvang en het ons gedink om bietjie by een van daardie wense stil te staan, dis van die skrywer Neil Gaiman. Hy het hom nie persoonlik aan ons gestuur nie, maar uh dit is 'n baie mooi wens. Baie interessante wens. En ons het gedink om 'n bietjie daarby stil te staan omdat dit 'n mens nogal laat dink oor 'n mens se eie pad vorentoe in 2026. Ja, en dis nie 'n geuite wens nie. Dit is 'n bietjie onverwags eintlik. Ja, wil jy hom vir ons lees? Goed, Neil Gaiman. I hope that in this year to come you make mistakes. Because if you are making mistakes, then you are making new things, trying new things, learning, living, pushing yourself, changing your world. You're doing something. Wat staan vir jou uit? Die feit dat hy hoop dat jy foute maak. Ja, want dit is ja. Maar eintlik kom dit daarop neer as jy foute maak, as jy besig om iets te doen. En gewoonlik iets nuuts, iets wat vir jou nie so bekend is nie, wat jy nog nie al die punte mooi bymekaar het nie. Jy ken nog nie al die tegnieke nie. Maar dit kan selfs 'n nuwe verhouding, nuwe werk, en al daai goed maak mens eers baie foute. Met ander woorde, daar so baie dinge daarbey ingesluit. As ons op 'n punt kom in ons lewe waar ons sê, weet jy, ek het nou op die plek gekom waar ek doen wat ek doen en ek is gemaklik daarmee en ek is redelik vertrou daarmee. Ek gaan nie nuwe dinge by leer nie, net nou maak ek nog foute ook. Ja, want ons is baie bang om foute te maak. Dis die ding. So dit dui op 'n rek van jouself. Ja. Om in 'n onbekende wêreld in te gaan waarvoor jy nie noodwendig die vaardighede het nie, maar waar 'n mens die vaardighede leer. Maar ook 'n kopskuif in terme van om foute te maak nie verkeerd is. Dis reg. Dit beteken nie jy's 'n mislukking nie, dit beteken nie dis nie aanvaarbaar nie. Dit kan jou duur kos. Dit kan dom foute wees. Maar al daai, jy kan deur alle foute leer. Ja. As jy lewendig aan 'n kant uitkom. Ja. Ja. Hoe sê hulle, as 'n mens nie uit jou foute leer nie, wat s'ie nut om dit te doen? Ja, presies. Mens wil nou nie hê mense moet begin dink aan 'n paar foute om te maak om iets te leer nie. Ja. Wat vir my nogal uitstaan is dat, goed, dit gaan nou oor dat ons moet foute maak. Maar dat dit goed is om foute te maak, want dan is jy besig om nuwe dinge te leer en so aan. Maar hy sluit daarbey in living. I hope that in this year to come you make mistakes, because if you are making mistakes, then you are living. So om te lewe is om foute te maak. Ons gaan nie deur die lewe kom sonder om foute te maak nie. Hoekom dink jy is foute vir ons so taboe? Hoekom probeer ons dit ten alle koste vermy? Hoekom het ons nie so 'n houding nie? Ek dink ons is tot 'n groot mate so gekondisioneer. Ons is of gekritiseer, gestraf, meegeraas. Ons het die boodskap gekry, dis verkeerd om 'n fout te maak. Ons is nie positief ingestel teenoor foute nie. En dit is ongemaklik om foute te maak. Dis gewoonlik 'n gemors. Jy breek 'n glas, jy so dit is nie lekker om foute te maak nie. Dis lekkerder om iets reg te kry. So ek dink 'n mens se totale
ingesteldheid is om dinge maklik te doen. Om nie te veel te sukkel nie. En weet jy, soos dat 'n mens nou hieroor praat waaraan ek dink, kom veronderstel nou 'n mens is 'n ouer of 'n mens is 'n oupa of 'n ouma. Die verantwoordelikheid lê ook by ons om 'n ruimte te skep waarin ons kinders en ons kleinkinders en die mense in ons lewens kan foute maak. Ja. Baie keer is ons baie kwaai met ons omdat ons in 'n wêreld leef waar mense kwaai is met ons. Ja, en dit is wat ons geleer het. So ons is amper voortydig straf ons onsself. Ja. Want dis wat ons verwag. Ja. Maar wat as 'n mens 'n ruimte skep of waar 'n mens in 'n ruimte groot word? Waar foute hierdie broeikas is. Ja, kan jy jou voorstel? So daar lê ook 'n groot, ek hoop dat julle mense sal wees in wie se teenwoordigheid mense kan foute maak. Ja. Dis ook 'n mooi wens. Ja. Ja. Want En ons is vir al baie ons keer kinders, kwaai, vir ons kleinkinders, ja, ons werkers, en onsself, en beslis onsself. Ek dink mense altyd, iemand is baie krities. Gewoonlik wanneer iemand baie krities met ander mense is hulle nog meer so met hulle self. Ja. Dis ek dink voel baie keer mense is nogal trots as 'n mens vir hulle sê jy's nogal baie perfeksionisties. Asof dit 'n baie positiewe eienskap is, maar dit is nie regtig nie. Nee. Want dit nie halter kreatiwiteit. Ja. As alles so presies moet wees, daar is nie vryheid nie, daar is nie ruimte vir gemors nie. Ek meen, ons het 'n hele paar mense wat se maas in 'n kombuis nie gemaklik met 'n gemors was nie. So die kinders was nie welkom in die kombuis nie want dis 'n gemors. En dit jy leer tot 'n mate in die eerste plek voel jy minderwaardig want jy kan nie soos jou ma kook nie. Jy kry nooit selfvertroue nie. Jy kry nooit selfvertroue nie, maar jou ma moes ook tog op 'n stadium gemors het om daar te kom. So ja, dis baie skeef getrek. Ja. Goed, ek dink is 'n baie mooi wens. Nou my vraag aan jou. Mag ek 'n fout maak? Op watter terrein in hierdie nuwe jaar wil jy graag 'n fout maak? Tog. Okay, om jou kans te gee om te dink, en ek's bang jy vat hom voor my, sal ek sê, ek wil meer Zulu leer. Ja, en mens maak baie foute. Ja. Ek weet nie wat sê mens altyd nie, maar dis definitief nie wat jy bedoel om te sê nie. Nee, ek wil en met die mense wat hier saam met ons werk, hulle is eintlik so geduldig. En dit is lekker om dit, maar ek raak deur mekaar met Wula en Wala en al hierdie tipe dinge en so dan lag hulle vir 'n mens, maar ek wil graag daarin foute maak. Ja. Ek dink myne sal wees in my kreatiwiteit, in die eerste plek om meer daarby uit te kom, maar ook om nie sulke streng reëls vir myself aan te lê daar rondom. Om dit net meer vry te doen. Al is dit dan 'n gemors of al is dit kom dit nie uit. Ek wil amper sê nie eers om foute daarin te maak nie, net om nie daarin te gaan met vooropgestelde idees. Ja. Sodat dit dan vir my soos 'n fout lyk nie. Ek wil dit so doen dat dit nie dat niks 'n fout gaan wees nie. As ek so kan kreatief wees. Ek kom agter soos wat ek ouer word. Ek het altyd as ek brei of hikkel en ek maak 'n fout, dan was dit die vreeslikste ding vir my om uit te trek en weer daai stuk oor te doen. Maar soos ek ouer word, is dit al minder van 'n probleem. Ek doen dit maar net, want dit gaan baie meer oor die proses as oor die eindproduk. So
dis lekker om te brei. Ek het 'n fout gemaak, ek trek nou maar uit en ek begin nou weer daai stuk oor. Maar en in wese sê ek nou ook, ek het 'n fout gemaak. En dit is 'n steek wat geglip het of wat die patroon nou anders maak. En dit bring 'n mens weer terug by daardie ou geuite voorbeeld of verhaaltjie wat hulle vertel van, ek dink is in Persiese matte wat hulle fout inweef. En ook in laslappiewerk, Is dit? quilting. Ja. Ja. Wel, ek's toegewyd, ek maak baie van daai foute. Dit is Maar so hoop dit help 'n bietjie. Dink bietjie aan terreine waarin julle hierdie jaar wil foute maak. Ons hoor graag van julle en mag dit 'n mooi jaar wees. Mooi bly almal. Tata.